Hebreërs 12 vers 28 sê, daarom moet ons wat bevoorreg is om hierdie onwankelbare koninkryk te ontvang, dankbaar wees en ons dankbaarheid daarin laat blyk dat ons God gelukkig maak deur hom met eerbied en ontzag te dien. Bevriend, elke oggend gaan ons alarm af, dan spring ons op en ons spring in die stort, ons drink 'n vinnige koffietjie en dan val ons in die pad, sodat ons nie in die verkeer hoef te sit nie. Ons roetines laat ons mos veilig en in beheer voel. Toe Noag 500 jaar oud was, toe daag God op en hy skud sy roetine so 'n bietjie. Want lewe raak mos soms 'n lekker patroon, maar God was op die punt om iets te doen wat nog nooit gedoen was nie. Hoe reageer ek en jy op daaglikse onderbrekings? Wat gebeur wanneer die alarm nie afgaan in die oggend nie? Of as die verkeer tot 'n stilstand kom? Of daai cheque in die pos nie kom op die tyd wat ek en jy dit verwag nie? Noag het gereageer in geloof. Hy het gereageer op God se woord. 'n Vrees vir die lewende God het hom laat beweeg om hout bymekaar te maak en sy hamer op te tel. En hierdie vrees van Noag was nie gebaseer op 'n angstigheid oor die toekoms nie, dit was gewortel in sy diepe respek vir die soewereine God. Wanneer onderbrekings en onverwagse gebeure ons planne hijack, my vriend, kom ons vertrou op God wat in elk geval elke bladsy van my en jou storie geskryf het. Aba Vader, baie dankie Here, dat ons in U diens kan staan. Here, as U ons roetines en ons planne baie keer so bietjie omver kom gooi, wil U gee, Here, dat ons net sal stap in geloof en U sal vertrou, want U het in elk geval elke bladsy van ons storie geskryf. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.